Welkom by die Raak van Rugby podcast. Ons gesels 'n bietjie oor rugby hierdie week met my vriend Johan Jordaan. Ons ken hom al daarvan X af, 'n man wat 'n groot bloue ondersteuner soos ek seker maar myself is. Maar hierdie week gaan ons oor almal gesels, net oor die bulle nie. Ons gaan met die Lions kyk, die Stormers en die Sharks. Maar voor ons daarby uitkom, onthou asseblief om die subscribe knoppie te druk, maar help ons om by 1000 ondersteuners of subscribers uit te kom voor die einde van April. Skort nog so 25 van julle. So asseblief. Ek het ook met Hugo Kemp, die Bulle se operasionele bestuurder gesels oor die grasperk daar by Beloftes. Wat is 'n 4G pitch? Wat is 'n 3G pitch? Kyk uit vir daai onderhoud, dit is vrek interessant. Ek het nooit dink we kan so lekker gesprek hê oor gras nie, maar nou ja, mens leer elke dag iets nuuts. So ja, welkom terug Johan, lanklaas met jou gesels. Yes, lanklaas gesels man. Dit lyk my ons kom net nie by mekaar uit nie. Lyk Ja, my wel daar jy's sal 'n altyd besige iets man. voor. Ek is maar 'n ou wat 'n bietjie rugby praat so elke nou en dan, so weet ek moet maar inpas by jou besige skedules want jy's 'n man wat 'n aanvraag is, lyk dit vir my. Yes. Johan, terug na jou toe. Ons gaan 'n bietjie gesels oor wat hierdie naweek gaan gebeur in die UFC. Maar ek het jou gesê ek wil ook met jou oor al die spanne praat, nie net oor die bulle nie, want ons word baie keer daarvan beskuldig dat ons blou onderrokke uithang. Maar ons is nie skaam daaroor nie. Ons is nou maar blou bil ondersteuners. Ons het nou selfs vir Harry so half gekry. Ek dink hy's nou 51% haat hy die bulle. Hy's te baie naby. Toe ons begin gesels was hy by 100%. So eerste wedstryd van die naweek wat ek dink ons moet oor gesels is die Lions teen Connacht. So, nou men, wat verwag jy van daai wedstryd? Connacht natuurlik self 'n span wat bietjie in 'n haarwar is. Hulle afrigter het verlede week in die middel van die week sommer bedank en dit amper daai wedstryd teen die Stormers die waar deur die drif getrek. Wat dink jy kan ons verwag van daai wedstryd hierdie naweek? Maar dit is nogal hartseer om te sien wat by die Lions aangaan. Hulle het laas jaar ook so 'n aardige seisoen gehad, nê, waar hulle met volstoom begin het en hier na die einde toe het hulle afgetap en die laaste paar wedstryde van die seisoen was baie swak. Hierdie jaar is dit vroeër. Nou, ek wonder maar of dit nie 'n kombinasie is van hulle talent wat uit kyk laas seisoen het hulle definitief beserings gehad wat hulle laat afstap het. Maar hierdie jaar die mense begin nou vrae vra oor die afrigting en goeders. Ek wonder of daar nie maar 'n bietjie onstuimigheid daar is nie. Ek weet ongelukkig nie genoeg van hulle binnekringe om te weet of daar moeilikheid daar is nie, maar as mens so lees wat jy weet die nuusberigte en goeders, ek wonder maar of daar nie iets is daar in die binnekringe wat kla nie. Wat lees jy in die nuusberigte? Ag, mense maar wat maar vir Straulie kritiseer en vir ou Cash kritiseer. Dis maar wat ek lees in die aanmerkings wat mense ook maar maak, jy weet. Ek het byvoorbeeld in die week het iemand uh pertinent gesê, miskien moet mense ontslaa raak van die Kamp Staaldraad man wat nou al 'n bietjie alwe 'n laag is, sou ek sê, maar ja, daar's definitief ongemaklikheid daar met die bestuur. En dink jy as hulle 'n nuwe hoof aftrek kry gaan dit dinge beter maak? Of dink jy die probleme lê bietjie dieper as dit? Ek dink nie yes, ek dink nie dit is net die hoofafrigter nie. Ek dink daar's bestuursprobleme ook. Uh daar is 'n handvol goeie afrigters daar. Jy weet so as 'n span saam, een persoon wat bietjie swakker is, behoort nie so groot effekte hê nie. Ek dink daar's 'n bietjie bestuursprobleme ook. Jy weet as mens maar niemand val net sommer so af van die wa af nie. Hulle het die seisoen baie goed begin aan die. Laat ons eerlik wees. Hmm. Hulle was tyd of die eerste keer toe ons met hulle gespeel het, ons het amper daai wedstryd verloor. Dit was 'n baie harde wedstryd. Nou as hulle op die veld is, lyk dit nie of hulle sit nie vreeslik klomp moeite in nie. Jy weet hulle daai lost case chases, jy weet hulle doen dit net nie meer nie. Daar is dinge is definitief baie sleg daar. Dink jy dis omdat die pensie so groot is nie dat hulle nou heeltemal uitspelers uit begin hardloop hierso? Jy verstaan, hulle begin goed want almal is fiks en almal is reg en almal is lus en dan gaan hulle in 'n tweede gedeelte op 'n stadium op die punte leer. Nou raak die een na die ander speler beseer. Ons hoor ook baie spelers verlaat hulle alweer. Jy weet, soos ou soos Eto'o van der Merwe wat ek dink hulle graag sou wou behou het, Sanelli Nwamba wat laat gaan is en alles. Ek wonder partykeer of hulle maar net eenvoudig nie meer genoeg spelers oor het nie. Dit het alles te doen met daai feit dat daar nie genoeg geld in daai Unie is nie, is dit nie? Yes, hulle het definitief minder geld sou ek sê as die Bulls. Hulle het nou nie Sharks money nie. Hulle het nie ons het ook nie Sharks money nie, maar
dit moet 'n effek hê, maar die spelers is tog professioneel en hulle is op kontrak. Ehm um, daar's vir my nogal 'n korrelasie tussen die aankondigings van die spelers wat geteken word deur ander unies en hoe swakker hulle begin speel het. Ek weet nie of jy dit ook opgetel het nie, maar jy weet ek dink die Sharks het so 2, 3 aankondigings in 'n ry gemaak en toe die volgende match die skielik is die Lions down in the dumps. So dit breek maar hulle spoed, nee. Hulle moet breek maar want hulle weet ek meen daar's nie 'n manier wat hulle nie weet die spelers wat hulle gaan verloor gaan vir hulle baie duur te staan kom nie. Ek bedoel nie op wees as 'n tone trappies nie, maar ek bedoel as jy nou 'n diamant is 'n steenkool wat onder hoë druk gesit is, né? Korrek. So as ek nou 'n stuk steenkool Yes. gaan vat en ek gaan hom in 'n ring sit, gaan nie 'n diamant ring maak nie. So ek kan die beste afdrukker in die wêreld wees, die beste bestuurder in die wêreld wees. Maar as ek met 'n steenkool moet werk, gaan ek nêrens kom nie. So wat ek probeer sê, as jy nie die regte spelers kontrakteer of kan kontrakteer nie, of kan bekostig om te kontrakteer nie, gaan dit op die einde van die dag maar tog die probleem wees. Hoe Jake het al baie gepraat sy verskil tussen sy speler nommer 30 en sy speler 56. Daar is 'n verskil in terme van talent en alles. Ek dink die Sharks, ag die Lions het dalk net 'n groter probleem in daai opsig. Ek bedoel, as jy nou sê hulle het sê maar begin 15, miskien 'n begin 23 wat goed genoeg was in die begin van die seisoen. En soos dit nou aangegaan het, nou raak dit al hoe minder, die moraal raak laag want die spelers begin die een na die ander die span verlaat, almal begin wonder, moes ek nie maar ook gegaan het nie, jy weet dit klomp ouens nou langer geteken. Nou het hulle nog vir Frankie Horn verloor, hy is hulle kaptein gewees, amper 'n talisman, ook 'n ou wat dalk hierdie jaar groot kans gestaan het om 'n Springbok trui te kan aantrek met al die beserings op 8. Jy weet dit is nie 'n positiewe ding nie. En ek probeer nou regtig nie die Lions afkraak nie. Dis my tweede span, soos ek sien na die bulle. Maar ja, dit is ek dink daar lê die probleem. Meer as die afrigters. Ek dink die probleem eintlik maar hulle het nie noodwendig die regte talentpool van spelers nie. Ja, dit is 'n interessante ding want jy weet hulle is in die hartjie van Johannesburg. Daar is groot besighede daar. Mense kan amper nie jy kyk jy by die oor kry oor hoekom hulle daar nie geld in gaan nie. Ek en jy was onlangs jy was nou by die toets en ek was nou by die finaal van die Currie-beker en alhoewel die area rondom Ellis Park daar nou nie van die beste is nie. Dit is 'n baie goeie stadion. As jy eers in is, as jy in en dit is baie aangenaam daar. Ek het dit baie geniet. Dit was nou daai helse koue dag en so, maar ek het dit baie geniet en jou eerste punt wat jy gemaak het rondom spelers, wil ek net sê, jy weet, toe Jake by die Bulls aankom, het ons ook maar baie, kom ons noem dit nou maar no-name brands gehad, jy weet. Maar en op daai stadium het ons nie sakke vol geld gehad nie. Maar ek dink hy was slim genoeg om vir Marcel te teken. Nou, hulle gaan nou hulle kaptein verloor, soos jy sê. Nou het jy gehoor hoe praat Cameron oor Marcel in die onderhoud wat hulle met hom gehad het onlangs. Hy het gesê hy sal enigiets doen om nie vir Marcel teleur te stel nie. So 'n kaptein het 'n groot rol om te speel, nie net op die veld nie, nie net in wat hy doen nie, maar in die span self. Jake gebruik nou vir baie ander mense as kaptein, maar die spelers sien maar vir Marcel as die leier, nê, nee, op en af van die veld af. En as 'n man soos Cameron openlik in 'n onderhoud sê, jy weet, hy wil net nie vir Marcel teleurstel nie. Dan verstaan mense wat 'n groot rol die kaptein van die span eintlik van die veld af speel. En soos ek voorhalf gelei het dat ek dink die spelers, daar was 'n duidelike afval in hulle hoe hulle speel onmiddellik nadat die aankondigings gekom het van die senior spelers wat hulle verlaat. Wat in 'n geldsaak aangaan is vir my duister. Maar kom ons praat oor die wedstryd. Wat verwag jy? Lions teen Yes. Connacht, Lions hol natuurlik hardloop enigiets wat hulle kan. Connacht het so waar is wraggies amper daai Stormers se bloed nie is daar op die DHL stadion gegee. Selfs ten spyte van Sasha van Beek en Komazulu se fantastiese vertoning. Ek bedoel daai ou is 'n superster. En wat dink jy kan die Lions verwag van Connacht? Dink jy dit 'n kans? Dis moeilik, dit is een van die moeilikste wedstryde vir my om te call. Connacht speel baie beter as wat hulle laas seisoen gespeel het. Hulle het baie beter struktuur nou in. Hulle
Connacht was maar tradisioneel die span wat alles gehardloop het, né? Hulle het baie vinnige agterlyn gehad en hulle aanval was die beste, maar hulle vaste fasette was nie so goed nie. Dit is waar hulle maar altyd verloor het. Maar jy kan sien daar's 'n bedrywingswaardige verandering in die manier hoe hulle speel. Hulle vaste fasette is baie beter. Hulle maak bal stadig wat hulle nooit voorheen gedoen het nie. Ek weet nie of die Leeu's, as ek kyk na hulle laaste 2 of 3 wedstryde, ek dink Connacht gaan hulle dalk, jy weet as Connacht nie uit stoom uit hardloop op weens die hoë of weens die dun lug nie, dan dink ek die Leeu's is in moeilikheid. As hulle nou so beter speel, hoekom het die afrigter bedank? Pete Wilkins. Dit is 'n aardige ding oor wat in Ierland aangaan, hè. As jy die laaste jaar kyk, het hulle drie afrigters midjaar vervang. Dis baie aardig. Dit gebeur nie sommer nie. Een is al klaar aardigheid gewees. Wat my pla van dit is, as jy kyk na die afrigter van Munster. Munster het nie great gedoen in die begin van die seisoen nie, maar hulle tradisioneel begin nie 'n seisoen goed nie, hulle eindig hom gewoonlik goed. So daar was regtig niks in die media, nêrens wat enige ek weet nie wat se animosity tussen hulle en die bestuur nie, en ewe skielik toe is hy net gone. So daar is dalk daar's moontlik dinge wat gebeur op hulle nasionale vlak wat die afrigters nie aanstaan nie, en dan stap hulle weg. Want as jy kyk na Connacht ook, hulle het nie besonder 'n slegte seisoen nie. Jy weet, as dit nou 'n span was wat elke wedstryd verloor, jy weet, dan sal mens gesê het, ja, hier's 'n rede, want tog word afrigters maar gemeen daaraan, né? En so daar's definitief bestuursprobleme daar's geen indikasie dat dit te doen het met hulle werkverrigting op die veld nie. Okay. So jy sê die Connacht gaan daai deur die drif trek. Hoe dink jy moet die Leeu's speel om Connacht te kan wen? Nou vra jy my 'n interessante vraag. Want die Leeu's voel of hulle geen wapens het nie, né? Hulle tradisionele wapens was maar hulle spoed op aanval. En dit klink nou of mense sê hulle is net 'n aanvallende span, maar hulle is nie, né? Hulle spoed waar hulle die afbreekpunte mee kleur en alleenstaande kleur en so, dit alles in hulle guns getel. Dit het die lewe vir ons baie swaar gemaak toe ons in die begin van die seisoen teen hulle gespeel het, maar dit is net weg, né? So hulle het nie meer daai nie. Connacht is ook 'n redelike vinnige span. So hulle sal moet iewerster sal hulle moet kry, né? Om of motivering, dink ek dalk het hulle ontbreek om alles in te sit en met spoed te speel, en dis die enigste manier. Hulle sal vir Connacht moet van die voete af hardloop, daar's nie 'n ander manier nie. Ja, interessant genoeg as jy nou gaan kyk na die JRC se statistieke. Op verdediging is die Leeu's beter as die Bulle. Die Bulle is 13 en die Leeu's is 12de. Dis baie interessant, né? Ja. Dis baie hartseer. Ja, en ek dink nogal die Bulle se verdediging is goed hierdie jaar, of beter te met daai paar laaste paar met die Leinster. Ja. Ja, dis baie interessant. Definitief vir my beter. Ek dink na die einde van die seisoen toe word dit al hoe beter, maar kom ons gaan nou maar eers aan na die volgende wedstryd. Stormers. Ja, ek het nog gister gesê dat hier op hierdie kanaal, ek dink John Dobson is dalk te vriendelik met sy spelers. Hy is dalk te naby en hulle, dalk het jy partykeer 'n bietjie nodig om 'n bietjie kwaier afrigter te wees, jy weet, in terme van die sweep te laat klap. Jy nie heeltyd die hand om die skouer te sit nie. Daar's ander het eendag vir my vertel, ander Pretorius, jy kry as afrigter wat 'n speler gebruik as sien as 'n transaksie, en dan sien jy afrigter wat 'n speler gebruik as 'n transformasie. Hy kan daai speler beter maak, so hy moedig hom aan en hy motiveer hom en alles. Ander ouens sien die speler net iemand wat hy kan gebruik, en as hy klaar is dan raak hy ontslaaf van hom. Ek dink die Stormers neig dalk te veel oor na hierdie warm fuzzy feeling toe, en te min na die kwaai kant toe, die dissipline kant toe. Wat dink jy? As mens kyk wat na die wedstryd gebeur het laas naweek, het hy definitief hier so 'n bietjie geklap, en ons sê nou al vir 'n lang ruk, ons dink hy moet dalk 'n bietjie meer bestuur word en 'n bietjie minder
deel van die span word, né? Dis nie 'n nuwe ding nie. So hopelik het hy hierdie week die sweep geklap en ek hoop hulle gaan goed speel want enige iemand wat vir Benetton onderskat maak 'n groot fout. Hulle defense is baie goed, hulle afbreek punte werk is baie goed, hulle lynstaande is goed. Daar's dis moeilik om te sê waar hulle 'n swakpunt het. Ek kan nie dink dat hulle enige noodwendige swakpunt het nie. So Stormers sal moet op die bol wees as hulle wil hierdie wedstryd wen. En wat interessant is van Benetton is dat hulle wen nie net gereelde tuiswedstryde nie, hulle wen ook wegwedstryde. So hulle gaan definitief dink die Stormers is een van die wedstryde waar hulle kan punte op die bord sit. Nou, dieselfde ding nou weer eens. Jy praat nou van die ouens weet alles wat se die mekaar is en Benetton se afrat het ook bedank vroeër die seisoen, maar al verskil is hy gaan nou maar aanbly tot die einde van die seisoen toe. Marco Bartolomé. Ek het hom ontmoet laas jaar daar by Loftus. En ek moet jy sê hy het my baie beïndruk en ek weet hy en Jake is ook goeie vriende. En ja, kom ons kyk. Hulle is 5de op die punte leer. Nee, jy lê nie 5de op die punte leer as jy 'n Paluca span is nie. Nou kom ons kyk. Hulle het 8 gewen, 6 verloor en 1 gelyk op gespeel. Ja, het is wel 'n negatiewe punteverskil, maar die feit van die saak is, hulle is net agter die twee Suid-Afrikaanse spanne. Wel net agter, hulle is 41 punte en die Sharks is op 49. Die punt is dit hulle is 5de. So dink jy hulle het wat dit verg om daar op DHL te wen? Ons het laasweek gesien iemand het vir John Dobson in die perskonferensie gesê, hoorie, dit was die Stormers se beste aanvalsvertoning van die hele seisoen, maar terselfdertyd die swakste verdedigingsvertoning van die hele seisoen. Die Stormers kan hom net nie die ding bymekaar kry hierdie seisoen nie. Of goed of sleg of of baie goed of baie sleg. Dan dink jy die Stormers het 'n kans want hulle het dan maar vragies amper daai bal laat val verlede naweek. Dit was baie nippertjies in 'n wedstryd wat hulle eintlik moes redelik gemaklik wen. Nou MB, ek het 'n en ek dink ons Stormers manne gaan nou 'n bietjie ongelukkig dalk wees oor wat ek nou gaan sê is. Het hulle nie te veel weet hulle sê too many cooks spoil the broth, né? Het hulle nie te veel playmakers op dieselfde tyd op die veld nie. Ek meen, wie gaan die besluite neem? Is dit Warwick? Is dit Sasha? Mani kom terug. Dan gaan ons 10-1 vir as hulle Mani terugbring en Sasha skuif 12 toe, dan hulle 3 playmakers op die veld. Iemand moet die hoofplaymaker wees. As jy kyk na 2019 Springbokke, was Willie die hoofplaymaker. Hy het die goals gemaak, 100%. Niemand het met hom, as hy sê iets is anders, is dit aan. In 2023 was dit heeltemal anders. Mani was in die begin die playmaker en toe dit bietjie afgewissel, Damien was bietjie playmaker. Dit was meer soos 'n hybrid opset gewees. Maar as jy nou 'n derde een nog by sit, dan het jy moeilikheid. En as jy verskillende playmakers het, wie overrule vir wie? Dit is my vraag altyd. Ek dink jy veronderstel om ek dink die beste setup is dat jou playmaker moet primêr wees en dan moet jy 'n sekondêre een hê vir in geval kyk in moderne rugby as jy as 'n span goed genoeg is, dan probeer jy jou bes om die playmaker uit die wedstryd uit te haal. Soos wat die Springbokke gemaak het met Jordie Barrett laas jaar. Hy was definitief die hoof hoe kan ek sê, die hoofgevaar vir ons. En Pieter Steff het hom soos jy weet soos 'n jagter gejag die hele wedstryd vol. En dit is hoekom spanne met 2 playmakers, maar as jy nou Hartzenberg is ook sal ek sê is ook seker tot 'n mate 'n playmaker. Jy kan nie dat almal aanvalsplanne maak nie. Verstaan jy? Dan wie gaan defend? Want jy moet tog weer spelers hê wat jou verdediging bestuur as wat jy het wat aanval bestuur. Ek het gister gesê, dit gaan ook oor hulle kontraktering. Hulle het nou te veel playmakers, 10, byvoorbeeld Mani, Sasha, hulle kan vir Damien Willemse op 10 speel, hulle kan vir Yuri op 10 speel, maar hulle het nie vaskop stitte nie. Ek bedoel 'n bietjie van 'n ander ding. Ek bedoel is 'n ander probleem as wat jy nou spesifiek na toe verwys, maar
Ek dink as jy soveel playmakers in jou span het, dan moet jy besluit maar hoorie Sasha, jy is die hoofplaymaker en die ander ouens moet dan maar by jou inval. En dis is dit is. Daar's tog 'n hiërargie. So as jy dis nou weer 'n sterk afvaller wat Yes, gaan sê dis hoe dit moet werk. Jy het dan gesê John Dobson het dalk 'n sweep geklap, maar broer, as jy eendag saam met hom 'n bier drink of môre bly met jou raas, dis nie heeltemal dieselfde ding nie. Die hoofagter vir my moet so 'n bietjie yes, verhewe wees bo die ander ouens sodat hy daai sweep kan klap, sodat hy dissipline kan toepas. Jy weet, ek het altyd die ek gaan nou 'n stupid ding sê, maar altyd die beleid gehad. Ek het nooit vir iemand wat vir my gewerk het gesê oom nie. Want as jy vir hom sê oom, nou outomaties het jy 'n respekverhouding met hom en dan kan jy nie met hom raas nie. Dis dieselfde ding. Jy kan nie vandag sy vriend wees yes. of en môre moet jy kwaai wees met hom nie, want dit gaan nie werk nie. Ja, maar ek stem saam met jou oor die playmaker ding en ek wonder partykeer wat gaan hulle doen as Manie nou regtig sien hy oefen nou baie hard om terug te kom. Wie gaan die eerste tees nommer 10 wees? Ek bedoel, sy is nie op 10 te speel nie, is 'n skreeuende skande. Hy is nie 'n 12 nie. Hy gaan nie werk as 12. Hy gaan Yes. net weer seer kry en dan gaan die Springbokke daardie benadeel rol. En ek hou baie van Manie. Ek het geen niks teen Manie nie. Maar ek dink Manie sal met aanvaar. Hy's nou die tweede viool daar in terme van losskakel spesifiek by die Stormers. Ek stem saam, Manie is kyk, toe ons moes vir Manie 23 World Cup toe vat, het ons almal gesê, joh, hy is nie regtig 'n eerste keuse nie. Uh, hy het ons deur die drif getrek, ons het lekker gejol, ons het deurgekom tot waar ons moes kom, maar die vraag wat jy moet vra is jouself wil vra is wil jy vir hom as jy moet 'n keuse het tussen Sasha en Manie in 'n knockout wedstryd, dan vat ek elke dag vir Sasha. Ek sal nie eens twee keer dink daaroor nie. Hm. Want hy is die En perfekte balans tussen Manie en Andrei byvoorbeeld. Hy is die hybrid. Hy het die beste van Manie en die beste van Andrei. Dit maak van hom so 'n besondere speler. dis reg en hy kan as die spesifieke wedstryd nodig het dat hy moet pragmaties speel soos wat Andrei Pollard speel, dan kan hy dit doen. En ek weet nie of jy van Andrei se laaste paar wedstryde dopgehou nie. Hy het definitief baie aanvallende, kom ons noem dit nou maar flair, bygesit by sy game. Ek het 'n onderhoud gekyk wat hy met Youngs gehad het en Cole. Hulle het so YouTube channel waar hy gesê het hy geniet dit eintlik baie die hoe Tony Brown hulle die stelsel verander het en hy dink nogal hy sal goed doen daarin. En ja, so maar om terug te kom na die Stormers toe. Kyk ek het nog altyd die sienswyse dat ek weet nie of Dobbo moet die hoofafrigter en die direkteur wees nie. Ek weet nie of hy die bandwydte het om by albei uit te kom nie. Ek voel hy moet 'n ander hoofafrigter intrek en hy kan nog steeds betrokke wees, maar ek dink die hoofafrigter wat die dag tot dag afrigtings funksie verrig moet iemand anders wees. Dan yes, ek het vir ou Harry 'n boodskap gestuur net na die wedstryd. Toe sê ek vir hom, hoekom maak die Stormers nog steeds so? En dit het my so half goofy antwoord gegee en maar ek kan sien hy trek maar swaar, so hy sê hy definitief sien die dinge wat ek en jy sien en hy het ook al voorheen vir ons albei gesê hy dink Dobbo moet dalk eerder direkteur toeskuif en minder betrokke wees op die veld. Okay, maar sê nou vir my, wie dink jy gaan wen? Ek het op my superbroer gekies dat die Stormers gaan wen. En die rede hoekom ek so is en dit is ook 'n bietjie hoop. En as ons 'n paar punte van Benetton kan afvat, dan kan ons dalk 'n kans hê dat meer van ons spanne in die uitspelwedstryde speel. En deel van my hoop is dat Dobbo die sweep hard genoeg geklap het dat daar bietjie sin kom in die span. Die Stormers is seker die beste span wat ons in jare gesien het in die losspel, né? Maar daar is wedstryde en gedeeltes van wedstryde wanneer mense dit moet bietjie styf maak. En hulle kry dit net nie reg nie. Hulle wil net te veel offload, hulle wil net heeltyd kom ons noem dit hit and run. Weet nie wat se goeie Afrikaanse woord daarvoor nie, maar ek Tref dink en jy trap. verstaan wat ek bedoel. Ja, hulle wil net laat wiel, jy weet. En
soms werk dit goed, soms werk dit nie goed. Uh, Hulle moet leer wanneer om dit nie te doen. Alright. Kom ons praat oor die Sharks, die span met die meeste Springbokke in die span wat nie naby speel soos die Springbokke moet speel nie. En dit teen 'n span soos Ulster. Dit is ook een van die Ierse spanne wat 'n nuwe afrigter begin van die seisoen gehad het, Richie Murphy. Wat verwag jy daarso? Die Sharks het laasweek ook maar swaar geleef in daai wedstryd en ek het teen Edinburgh en ek het gedog, jy weet, hulle gaan daai ook nie deur die drif kan trek nie, maar nou ja, hulle het, maar met die 'n span met al hierdie spelers, nou, moet dan wraggies kan beter doen. Wat verwag jy van daai wedstryd spesifiek? Die Sharks is 'n interessante span. Hulle het selfs al het hulle 5 Springbokke uit, het hulle nog steeds baie talent. Seker meer talent as meeste van die ander spanne. Ek dink die enigste spanne wat ons internasionale spelers soveel soos hulle het, is dalk Leinster. Hoekom hulle nie op Leinster se pylvlak speel nie, dit weet niemand nie. Daar is definitief 'n koneksieprobleem iewers. Ek het al baie keer gehoor wat jy praat van die Sewes afrigter en die Plumtree wat eintlik 'n voorspeler afrigter is. En, ek dink dit is moontlik daar, want met oomblikke speel hulle baie goed en dan speel hulle baie swak. Die wedstryd wat die naweek verby was, ek dink Edinburgh, ons het baie beter teen die Bulls gespeel as wat teen die Sharks gespeel het. Hulle het baie foute gemaak, en die Sharks het hulle tog in die wedstryd gehou. Hoekom verstaan mense dit nie? Mense kan dit glad nie verstaan nie. Ek dink die Sharks gaan die wedstryd wen, maar ek dink nie dit gaan 'n groot wen wees nie. Ulster het van hulle nuwe afrigter in die begin hierdie jaar hulle aangesluit het hulle redelik hulle spelpyl verander. Hulle speel baie vaster nou, hulle gebruik hulle centers baie slimmer en beter. Maar die rede hoekom ek glo die Sharks gaan dit maar vat, is omdat, onthou, hulle omtrent alle spelers gaan speel. Alle spelers is gesond. So as hulle nie kan die game vat met al die Springbokke wat op die veld is nie, dan is die kyk, ek dink in 'n geval was groot probleme, maar dan is die probleme vir hulle nog groter as wat ons verwag. My vraag rondom die Sharks is, en ek hoop ons gaan eendag een van die tyd 'n antwoord kry. Wat se rol speel Neil daar? Ek dink daar Is hy die is die direkteur probleem. van rugby? Is hy 'n hybrid? Is hy die afrigter en die direkteur soos wat ons in Jake het? Voel vir my of hy afrigter ook is. Ek kry daai gevoel. Weet jy wat waar is nie, miskien van die Sharks mense vir ons vertel. Belinda gaan nou met my beklei seker. Miskien moet jy 'n bietjie met haar gesels, hoor wat sy sê. Daar's definitief 'n disconnect daar. Daar's iets nie reg nie. Hulle is veronderstel om baie beter te doen as wat hulle doen. Hulle is veronderstel om top te wees saam met Leinster. Daar's nie vir my Ja, het nou gepraat van die too many cooks spoil the broth. Ek sê nou vir jou, die Sharks se probleem is die spelers is die stert wat die hond swaai. Die spelers is in die bestuur van sake daar, van die stuur van sake, nie die afrigters nie. Ek dink die groot name is nie lus om hulle lyf op die spel te sit vir die JRC nie. Hulle spaar hulle self vir die Springbokke en vir die probeer hulle loopbane verleng. Kom ek laat jou vertel, Bongi en Benambi gaan nie luister wat John Plumtree of Neil Powell vir hom te sê. Dis net die gevoel wat ek kry. Mense absoluut voor julle my afslag. Dis my gevoel. Wat dink jy daarvan? Ek dink jy is reg. En dit is nie 'n nuwe ding by die Sharks nie, né? Senior spelers wat die hond probeer rondswaai nie. Ek onthou jare terug toe Jake by hulle 2 jaar kontrak gehad het, toe eindig hulle dit na 1 jaar. Het jy ooit daai onderhoude gekyk? Ek kan nie onthou nie, so lank terug. Yes, so daar het aardig goed uitgekom oor spelers wat net weier om vroeg op te daag vir oefening. Hulle dink hulle senior spelers, hulle kan maar 10 uur, 11 uur inkom as hulle wil. En as Jake hulle vasvang daaroor, dan gaan kla hulle. Dit was 'n tragedie geweest. My gevoel daar rondom is, as jy miljoene verdien,
En ek het vir die voorspelers 8 ure gym sessie saam met die biokineticus gereël. Die minste wat jy kan doen is jy moet daar wees. So dit was destyds. Miskien is daar maar nog 'n flavour van dit ook daar. Dit voel so, Hmm. né? Ek sê nou Dit vir voel jou, of hulle sê dis wat ek ja, voel en dis wat ek soort van hoor. Los dit nou maar daar. Wat dat definitief 'n probleem is van wie is nou eintlik in beheer van sake. En ons selfs ons praat nie van die afrigtingsboksie nie. Ons het al baie gepraat oor Neil Pelbot en Plumtree se skouerloer en alles. Daar's 'n groot probleem daar. Jy het daar 'n ou nodig soos 'n rassie wat 'n baie sterk persoonlikheid het wat vir die spelers sê luister my maat, vat jy en jou goedjies en pakkies, dan sit in daai kamer en jy kom nie uit voor jy dit nie jou dinge uitgesort het nie. Maar niemand by die Sharks kan dit vir daai superster speler sê nie. Ek dink dis waar dit begin en dis waar dit eindig. dis 'n groot probleem, né? Hmm. As jy as jy kyk na hoe sake staan in SA rugby, ek dink Jake is dalk die enigste een wat vir hulle kan op hulle plek sit. So Ja, maar dis ja, nou net, hy kon dit verstaan nog jy nie wat by ek die bedoel? Sharks reg kry nie, né? Wat hoe kon hulle dit nou reg Yes, kry? yes, Ja. maar hulle het besluit om baie te skei, nee, maar ek dink hy het nie hulle nonsens gevat daai tyd nie. En ek dink ook nie hy sal hulle nonsens vat nou nie. Hy sal geen spelers van nonsens vat nou nie. En dis maar so. Ons het gesien dat van die spelers wat net nie by ons kultuur ingepas het nie, het hy net laat gaan. Hmm. Nie op 'n slegte manier, hy het nooit sleg gepraat van hulle nie. Ten spyte van al die roemers en goeters het hy stil gebly en hy het hulle net laat hulle pad loop. Dis maar so. So vir my daar's twee tipes probleme daar. Kyk, baie mense kritiseer vir Plumtree, maar van sy geskiedenis wat ons van hom weet, was hy altyd 'n goeie afrigter. Is 'n goeie voorspelende afrigter, hy is oor die algemeen 'n goeie hoofafrigter. So daar's 'n probleem op 'n ander plek. So ek stem saam met jou daaroor en nou dat jy dit genoem het ek eintlik onthou van daai Jake White onderhoud. En die rede hoekom ek dit onthou het is toe die Bulls praat van Jake White dalk teken. Toe ek mense bietjie gaan oploer en kyk en toe onthou ek daai dag. Hmm. Toe ek weer die onderhoud op ek dink dit op YouTube gevind of so. So ja, daar's definitief spelerprobleme. Daar's definitief ek en Belinda het eendag 'n lekker argument gehad want ek het vir haar gesê daar's 'n daar's 'n kultuurprobleem daar. En toe sê sy nee, ek dink nog steeds ek is reg, daar's 'n kultuurprobleem daar. En ek dink nie is 'n nuwe ding nie. Ek dink is 'n ding wat al jare brou. Soms is dit meer in die voorgrond, soms nie. Maar daar's definitief 'n probleem daar wat iemand moet uitsorteer en ek dink dalk op 'n stadium sal Masodi dalk op 'n vliegtuig moet klim en afkom en jy weet, Ja, dis weer klap. Hmm. ja, lay down the laws as die Engelse sê, jy weet? Ja, jy verstaan wat ek bedoel. Right, sit gou jou geld waar jou mond is. Wat dink jy? Wat het jy op Superbroer gesê? Wie gaan die een vat? Kyk na my superbroer sê Sharks met 8. Hulle het al hulle springbokke beskikbaar sover ek weet. Sommige van hulle sal seker van die bench af speel, sommige van hulle sal begin. Ek dink nie Ulster het die diepte wat hulle het nie. Ek dink ja, Sharks met 8, so ten minste meer as 1-3 en nog 'n skor by sal Ulster hulle moet beat om daai wedstryd te wen. En ek dink nie Ulster het die diepte vir dit nie. Okay, jy het nou gepraat met Jake White en sy daar by die Sharks. Nou is hy daar by die Bulle en ek bedoel hy het 'n groot verskil gemaak. Ek het baie tyd vir Jake. Ek word baie keer beskuldig dat ek 'n Jake White fanboy is en ek gee nie om nie, ek is. Ek hou van hom, ek dink hy's 'n great afrigter. Ek het gister ook gesê ek wonder net partykeer of dit nie dalk tyd is vir 'n bietjie nuwe hulpafrigters rondom Jake nie. Maar ja, wat dink jy van die naweek se wedstryd? Dis 'n groot wedstryd. Dis 'n wraakwedstryd. Jake maak 'n groot ding daarvan dat dit in 'n rooi omkring uit daai dag met die eindstryd van die URC ook gesê, wag dit ons in Glasgow gaan speel of Scotstown gaan speel en dis 'n wraakding en dit maak hy nie 'n bietjie van 'n te groot ophef van dit nie. Sit hy nie onnodige druk op die span ding nie, dink wat dink jy? Dit is 'n groot wedstryd vir ons. Definitief vir ons is ek noem hulle die swart duiwels Ja, ek weet van ja. Skotland, ja. Ja, so ek is baie ongelukkig met hulle. Ek hou niks van hulle nie. Of ons hulle kan wen is 'n ander ding, né? Ek het die statistieke hierso. Ek het dit spesifiek gaan neerskryf hier in my notaboekie. Is daar enige statistiek waar ons hulle wen? Nie een nie. Nie een nie. Hulle sover die seisoen is hulle beter op elke statistiek. Die enigste een waar ons gelyk is met hulle
is op scrums. So ons is albei op 95 scrum wenne. Hulle verdediging is beter, turnovers is beter, lynstaande is hulle bietjie beter met een. Hulle het een meer lynstaan as ons gewen, maar daar is ons gelyk. So die scrums en die lynstaan is ons gelyk. Al die ander statistieke is ons agter. So as mense op statistieke werk dan wil jy seker sê ons gaan swaar slukkies hê. Maar daar's ander faktore ook wat die belangrik is. Hulle het met hulle beste spelers begin en baie van hulle is nou beseer. Ons het ook van ons beste spelers verloor en maar baie van ons spelers is nou weer terug. Nou as ons bietjie terugkyk na Jake's onderhoude nadat ons die finaal verloor het hy baie gesê, hy vat dit op homself, hy het te veel speeltyd aan die begin van aan die einde van die begin van die seisoen vir sy eerste keuse spelers gegee. Ek weet nie of jy kan onthou daai hele gesprek nie. En hy het dit reggemaak hierdie jaar, nê. En hy het ons baie geïrriteer daarmee. Want ons het wedstryde verloor wat ons eintlik moes wen as ons beste span opgehad het. Maar nou kom ons aan die sterkkant waar elke punt tel en nou sien ons dat elke wedstryd, ten minste 10 van die 15 wat begin is eerste keuse spelers. Ek hoop hy kry dit reg. Ek weet hulle het daai senter van hulle is nog steeds beseer. Hy's 'n groot. Ja, hy is 'n baie gevaarlike speler. Hy herinner wel aan Andre, né? Hy speel baie die wedstryd wat Andre speel. Hy kan soos 'n voorspeler speel, hy kan die lyn reguit maak, maar hy kan ook hardloop. Hy laat my ook dink aan Jan Serfontein. Hulle drie is soortgelyk aan mekaar. So hulle kan net so maklik op agste man sak as wat hulle kan 'n rak clean en hulle het ook spoed en hulle kan ook step en drie druk. So ek weet nie of hy gaan speel nie. Ek weet hy's nou aan die sterk einde van sy besering. Ons het vir Forster, baie mense gee vir Forster baie gas en baie negatiewe goed oor hom. Ek dink mense moet 'n bietjie weer gaan wedstryde kyk hoe hy defenders besig. Hy maak baie foute, maar hulle slaan hom baie hard. Onthou 'n 12 word baie hard getackle die hele tyd. Ek dink so 2 wedstryde terug het mense baie kritiek oor hom gehad. Ek het dit gesien op sosiale media oral gelees. Toe gaan kyk 'n bietjie na sy betrokkenheid by wedstryde en 'n 12 is moeilik om te evalueer net oor hoeveel tyd en hoeveel meters hy maak met die bal in die hand, want 12's clean ook. Jy gaan kyk bietjie hoeveel breakdowns clean hy. Iemand het eendag vir ou John de Villiers gevra wat is sy primêre funksie op die veld. Sy almal dink of sy primêre funksie en wat hy die meeste gedoen het is om die lyn reguit te maak, maar dit was nooit so nie. Hy het baie meer geclean as wat hy ooit met betrokkenheid by die bal gehad het. So ons het 'n 12 wat redelik sterk is. Toe hy teruggekom het van besering af, moet ek sê, soos meeste spelers het hy maar 'n bietjie gesukkel om in te kom, hy word nou beter. Hy is belangrik vir ons of ons dit wil aanvaar of nie. Ek hou van Kriel. As ons speel teen spanne wat nie goeie centers het nie. Kriel is 'n lang speler, hy's nie 'n bonkige speler soos ander centers nie. Hulle tackle vir hom baie hard, as jy weet. Hy verloor baie maklik grond in kontak teen groter, sterker centers. So ons moet 'n groot sterk center hê en dit lyk vir my hulle is bietjie kort daaraan. So ons het 'n kans om dit te wen, maar ons is definitief die ander Bulls. Daar's nie 'n manier wat ons kan eers 'n gedagte van hê dat ons die gunsteling is om te wen. Okay, maar ons het laas jaar die Bulle het baie ek dink was die beste aanvallende span as ek my nie verbeel het reg onthou. Nut Kirtley wat in Japan gaan speel en Goosen wat nie heeltemal hy kon nou eers weer terug en alles. Skielik is ons aanval nie so skerp en so gevaarlik soos was verlede jaar nie. Hoe lyk ons kanse teen hulle op die aanval? Ons moes half noodgedwonge die manier wat ons aanval aanpas, né? Omdat Kirtley is so 'n unieke speler. Toe hy uit die span uitgegaan het, ons aanval amper half
plat geval want ons kon nie jy kan nie Kainan of enige van die ander wings vergelyk met die manier wat ons hele spelpatroon aangepas het oor die manier wat Kurtley kan aanval. Dit kom nou reg. Ons begin nou weer 'n bietjie breder. Kainan het ook terug lyk vir my hy het 'n besering gehad en toe speel hy een of twee keer nie so great gewees nie, maar toe het hy weer 'n niggle, toe het hy weer 'n bietjie af. Toe het hom so 'n bietjie van die bench af gespeel, maar ek dink hy gaan begin hier naweek. Ek dink hy's nou reg. Ek dink hy gee vir ons veral met Goosen op 10 gee vir ons 'n baie gevaarlike aanvals wapen. Weet nie of hulle hom op 11 of 14 gaan speel nie, ons sal maar sien. Dit gaan nou interessant wees. Maar ja, soos ek altyd sê, ons is maar die ander boels, né? Die statistieke wys hulle beat ons op elke lyn in in die matrix. Daar's nie eenmal ons hulle wen nie. Ja, so die beserings gaan help, sou ek sê. Ek dink die emosie wat in hierdie wedstryd ingaan gee ons 'n kans en dis die enigste rede hoekom ek dink ons het 'n kans om te wen. Ek sê Bulls met 3, ons gaan battle tot die einde. Die grootste risiko vir die Bulls is ons moet 80 minute kan speel. Daai laaste 20 minute. Ons weet Glasgow speel. Dit is asof hulle in economy mode ingaan in daai laaste 20 minute en dan val hulle baie aan. So spanne begin ons taak het in daai laaste 20 minute. Ons moet definitief vir 80 minute kan speel. As ons wil 'n kans hê om te wen. Ek het 'n baie lekker video met Harry gemaak. Hy gaan ook donderdag aand gepubliseer word. Harry het gesê die manier om Glasgow te wen is om hulle sterkpunte aan te vat. En hy het 'n hele 8-punt plan daar wat ons al uit ek sit die skakel hierbo, julle moet dit kyk. Dit help nie jy probeer hulle swakpunte aanval want hulle fokus op hulle swakpunte beter te maak. Kyk waar is hulle sterk en kyk waar kan jy hulle aanvat. Byvoorbeeld, hulle is die dominante carries en goeters. Dis een van hulle sterkpunte en hulle moet dit kan neutraliseer. As Marcel 'n goeie game het, dan gaan ons dit neutraliseer. Die manier wat hulle tackle nie baie laag nie. Meer as die helfte van hulle tackles is bo die heupe, né? Hulle is die span wat die hoogste tackle in die hele kompetisie. Die hoogste in terme van hoe hoog hulle op die lywe tackle, ja, die hoogste van almal. Ek het agtergekom hulle doen dit en hulle doen dit doelbewus want dan kry jy nie meters na kontak nie, né? Hoe hoër jy tackle, hoe moeiliker is dit vir die aanvallende span om meters na kontak te kry. So dit gee jou ander probleme ook, maar hulle het absoluut gefokus op tackle enigiets bo die heupe, meestal in die buik en hier onder die arm by die ribbekas. En dan die tackler het maar net leverage, né? So jy tackle hulle terug. Daar's maniere om dit te neutraliseer. Ek dink die Bulls se analisespan het baie tyd gespandeer. So ek dink ons gaan reg wees vir daai. As jou carriers, onthou Marcel is nie 'n noodwendige baie lank losvoorspelers nie. Ek dink hy is maar 185 daar rond. So byvoorbeeld as hy ons primêre carrier is en hy gaan laag in kontak en gaan hulle in die moeilikheid wees. So as jy weet dat dis nou klein strategiese puntjies wat mens noem. Maar dit is nou een ding byvoorbeeld wat ek agterkom het wat jy ook nou sê die waarheid is. Maar ek kan jy weet daar's omtrent 100 punte wat die Bulls se analise gemaak het. Kyk wat Leinster met hulle gedoen het. Leinster het presies dit gedoen, hè. Leinster het heeltyd laag gebly. Leinster het die hele tyd hulle aanval hoe kan ek sê hoogte laag gehou. Wat aardig is want Leinster hou daarvan om regop te wees en sodat hulle kan offload. Hulle het amper niks geoffload in daai wedstryd nie. Juist om en hulle kyk hulle het vir Glasgow pak slag gegee. Bietjie strategie bysit en ons is in met 'n goeie kans. Ek dink ons is in met 'n goeie kans, maar ons is definitief die ander Bulls vir hierdie wedstryd. Ja, ek hoor jy. Ons hou ook van om die underdogs te wees. Die moet rig teen die muur. Jy moet ons onderskat en dan het ons iets punt om te bewys. Ek wil net maar net Frank is met dit ook 'n punt te bewys.
Om 52-0 te verloor teen Leinster is nie lekker nie. Ek was wel die Champions Cup gewees, nie die URC nie, maar Leinster is om 1 op die punt te leer en URC Glasgow is nommer 2 en hulle is die verdedigende kampioene om 52-0 te verloor. Moet Ja, iets gedoen het in daai span se siege, dink jy nie? Dink jy nie dat hulle het 'n bietjie van 'n knak daar weg, soos die bulle nou gekry het toe ons die eindstryd verloor teen Glasgow. Ons kom nou eers regtig reg, né? Dink jy nie? Wat ons begin het om te ja, herstel van daai terugslag. Ek dink Glasgow het 'n baie groter terugslag beleef daar as wat mense dink. En ek weet nie noodwendig of ja. enige afrigter dit dinge so vinnig kan omdraai. Lewe maar met Frankie Smit nie. Jy weet, hy's 'n goeie afrigter. Ek gee hom al seker nie Mm. wat hy het. Maar ek dink tog daai Ons het, opsig, hulle twyfel bietjie in hulle self op die oomblik. ons het 'n paar dingetjies wat aan ons gun stel. Kyk, dis 'n pak slaag. Ek kan nie onthou wanneer laas die Bulls so 'n pak slaag kry nie. Ek kan nie dink moes jare gewees het, né? Hmm. Ehm Mens staan nie so maklik op van dit nie. Jy het ook nou 'n bietjie rugby gespeel op skool en so soos ons almal, maar en as jy daai groot wedstryde verloor, dit vat jou weke om te herstel daarvan. So hulle kom van 'n groot pak slaaf. Ons het nog nooit so verloor teen mense nie. Mense Inteendeel. kan nou maar sê B-spanne en ons het verloor teen Leinster, maar nog nooit so nie naaste by so losing gekry nie. So dit is ook die probleem om 'n span te wees wat wen, nê. Almal analiseer jou en kyk waar jou swakpunte is. En Ja. Leinster het vir ons gewys die dinge wat ons in elk geval gedink het voorheen, hier's 'n probleem. Leinster het net gefokus op die hele wedstryd. En Glasgow kon net nie aanpas nie. Dit vir my gevoel of hulle heeltyd op die agtervoet is. Hulle is heeltyd sukkel om aan te pas by die manier wat Leinster in die afbreekpunt aangaan. Hulle het elke afbreekpunt omtrent verloor. 'n meter of 2, jy weet. En afbreekpunt en momentum en meters gain en daai goeders lyk baie kere soos 'n nikszeggende statistiek. Maar as jy in 'n verdedigingslyn staan en die afbreekpunt gebeur en daarna moet jy nog 'n meter terug staan, dit skep spasie. Dit skep spasie vir die span wat aanval onmiddellik. Maar nou moet jy agtertoe beweeg. Nou kan jy nie vorentoe positiewe tackles maak. Dis 'n helse groot voordeel. En mense het dit die hele tyd uitgebuit. Want wat hulle gedoen het is hulle daai meter of halwe meter of 1 meter of 2 meter gewen by die afbreekpunt en soos die verdedigers terugval, val hulle dadelik aan. Dit is baie moeilik om agteruit te gaan en te verdedig. Ek dink die ding wat ons guns gaan tel is hulle het nog steeds baie beserings, soos jy nou gesê het. Hulle het 'n sielkundige terugslag beleef. Ons het 'n klomp spelers wat teruggekom het. Ek is bietjie bekommerd oor Gosens se longevity, hoe lank hy kan hou. Veral op 'n 4G veld daar. Ek weet nie of hy knie al heeltemal opgewas is daarvoor nie, maar ek dink die bulle in terme van die spelers tot hulle beskikking wat nou beskikbaar is beter af as wat Glasgow is. Glasgow kan nie hulle beste spelers speel want hulle het baie beserings. Dit gaan ons instel. Ek dink Jake is die meester van motivering. Hulle was nou 4 weke lank oor see gewees. Hulle 3 uit die 4 gewen sover, terwyl daai belangrike een gaan staan en verloor teen Edinburgh, maar die feit van die saak is hulle doen goed. Ek is net bietjie bekommerd oor watter span die bulle kan kies. Terwyl ons hierdie ding opneem, weet ons nog nie wie die bulle gaan kies nie. Ek is net bekommerd oor wie's oor. Nou 3 weke of 4 weke na mekaar jou beste span te speel, dis baie gevra. Ek weet ons het nou 'n week af en dan 2 weke teen makliker spanne. So ons gaan waarskynlik met 'n baie sterk span speel, maar ek is bietjie bekommerd oor wie is regtig nou die beste spelers om te kies in terme van ouens wat bietjie beserings dra of nie heeltemal op hulle beste is nie. Wat die bulle kan kies nie. Wat verwag jy in terme van die bulle se span vir vandag? En nee, ek sal baie verras wees as daar groot veranderings. Ek dink miskien 1 of 2. Ek dink Moody definitief in die beginspan. Die manne wat ons probeer het tot op 11 het maar bietjie klei getrap om hulle kon nie byhou nie. Hulle is bietjie sleg op verdediging eintlik. So het vir ons 'n gaping gegee, so vir Moody op 11 te sit is 'n briljante idee want hy's nie 'n slegte verdediger nie. So vir my, ek dink aan die sterkpunt. Ek dink die Jackson gaan nou begin die beste beskikbare spelers vir elke wedstryd speel. As ons hierdie wedstryd wen, dan is ons nommer 2 op die log. Dit beteken, jy weet ons By speel kwartfinale semifinaal, en semifinaal by die huis. Yes, en dan kan ek en jy lekker gaan sit op loftes en ja. wedstryd kyk en vir ons manne skree. Right, Johan, ons het lekker lank gesels hierso, langer as wat ek beplan het. So dankie dat jy so baie van jou tyd vir my opgeoffer het. Dis lekker geweest. Ek maak weer binnekort so dankie man. Dankie Johan. Ons sê Henry, lekker dag vir jou.
Sterkte vir ons manne vir die naweek. Ja, dankie, waardeer dit. Dankie Johan, praat weer.